Ek vir jou vra of jy enige idee het, of enige bewussyn dalk of 'n begrip het van wat die bestuur van Stellenbosch Universiteit besig is om te doen met die begrip van taal. Hoe maak dit sin vir iemand wat daar buite staan? I have no dog in this fight. Ek het nooit enige verwantskap gevoel met Stellenbosch nie. Ek praat universiteit nou. Voor mij was het de vergestalting van iets wat ik werkelijk waar niet van gehouden heb. En wat ik op allerlei manieren probeer teenstaan het. Daar is trouwens, ik denk dat is het een nieuwe bundel? Misschien is het een ene. Notes from the Middle World. Is het niet die ene? Die iets van begrippen van identiteit en wording of zoiets. Of ook al. Ik weet niet hoe de Engelse naam is. Maar nou wat het is hier bij Stellenbosch gedaan destijds. Is zo nogal saam met Terra Lakota. Ons is saam met vroeger geweest. Dat het my ook 'n goeie les geleer dat al die mense nie gehoor het met groot aandag gesit te luister na Terra Lakota en hy het sy hand geslop van hy het vir hulle gesê alles gaan wonderlik wees. Alles gaan reg wees. En hier kom ek toe nou soos ons in Frans sê soos 'n perd in die sop of soos 'n haar op die sop en vertel vir mense wat hulle nie wil hoor nie. Ek dink nie dat was baie gelukkig geweest nie. Maar met ander woorde Stellenbosch was hierdie ding het hulle moes lankal sien kom het. Hulle moes dit lankal sien kom het. Wat vir my altyd verbasend is, as 'n mens in ag neem die feit dat Suid-Afrika is 'n werk in wording. Suid-Afrika is 'n konstruk. Was nog altyd so gewees. Herhaaldelik na mekaar het verskillende magte probeer om daarvan iets te maak in die lig van wat we gevoel het behoort te wees. Of het nou die ou kolonies was, of het nou die Britse Ryk was, of het nou die Boereoorlog was, die onafhanklike republieke, of het dan daarna die uniewording was, of het dan daarna die apartheidsbediening was, of het die hele vryheidsbeweging was. Ons is altyd besig om tot 'n mate te eksperimenteer. Ons probeer iets by mekaar sit, wat ons hoop by mekaar hoort. Ons weet nie eintlik hoekom het by mekaar hoort nie. Ons kan tot 'n mate, dis weer ons weer terug by waar lê jou grense. Wat is dit wat ons in gemeenheid wat ons nie in gemeenheid met die mense aan die ander kant die grens nie, byvoorbeeld. Maar ek dink daar is dinge wat mense daar kan sê. Daar is gedeelde waardes byvoorbeeld. Daar is 'n gedeelde geskiedenis. Al is ook juist die feit dat ons mekaar doodgemaak het. Dit is ook al 'n klare gedeelde geskiedenis. Maar nou as dit dan die geval sou wees, hoekom maak mense nie gebruik van die tyd wat hulle gegee word, die ruimte wat hulle gegee word om bietjie vooruit te probeer dink nie? Om deel te neem aan hierdie omvormingsproses nie. Stellenbosch het die kans gehad. Ons het jare gelede in Oudtshoorn, ek dink by Herman was daar gewees, hele paar van ons is daar gewees. Ons gesê, hierso is jou vanselfsprekende opvangarea. Hierso in hierdie Karoo lê. Hier's al die Afrikaans sprekende mense wat nie Stellenbosch kan gaan nie, maar hulle kan nie bekostig nie. Hulle kan nie Kaap toe gaan nie, maar dis Engels. Hulle wil nie UWK toe gaan nie, maar dit het geword wat het geword en so aan. Julle moet hier wees, jy moet iets daaromtrent doen. Maar die mense sit agter hulle wit gekalkte mure, hulle is veilig, hulle dink hulle is lekker, hulle kry hulle salarisse, hulle is gelukkig. Hulle is op die wêreldranglyst en so aan. En hulle die ding sien kom na hulle toe. Dis nou letterlik soos wat so daai gedig jy op sy maag lê. En jy sien die honger so oor die veld om te aankom. Maar die honger is nou daar so. Hy is nou daar. Dis punt nommer 1. So ek het baie moeite om simpatie te ontwikkel met die verknossing waar in Stellenbosch is, op die oomblik, eerlikwaar. Punt nommer 2 is, as ek 'n swart student was, sou ek al lankal groot herrie opgeskop het. Natuurlik, vanselfsprekend. Of 'n breinsedent was, spesifiek. So ek dink dit is iets wat die mense oor verras behoort te wees nie. Dit is lankal so gewees. Punt nommer 3 miskien is, hoekom voel die mense uitgesluit, die jong swart studente en die breinstudente, of baie van hulle? En ek dink daar is 'n punt daar. Dis 'n werklike punt. En ons weet van tevore was dit wettiglike uitsluiting geweest, nou is dit nie meer so, natuurlik nie. Maar ons weet ook ons jy kan nie die boere nie vertrou nie. Jy weet mos hulle praat onder mekaar. Jy weet mos hulle het hulle onderlinge kodes, hulle hoef nie eens uit te spel nie. Jy weet mos hulle gaan mense aanstel wat soos hulle is. Jy weet dit mos. Jy weet dis mos die ou dinge man. Ons word daarmee groot. Dis soos ons gemeenskappe werk. Jy weet, met ander woorde, daar is 'n mate van uitsluiting. Hulle voel dit baie sterk aan. Mense kan daarmee simpatiseer. Die derde ding is natuurlik, hoekom kan hierdie universiteit, soos ander universiteite, nie tot 'n punt kom waar jy die vraag vra, maar wat te donne is 'n universiteit nie? Wat is dit hier? Wat is 'n universiteit in die Suid-Afrikaanse verband of konteks? Wat is dit in die Afrika konteks? Wat moet ons doen met universiteit?
Daar's kernfunksies wat ons wil bewaar, natuurlik. Wat eie is aan enige gemeenskap wat 'n bietjie hoop wil hê op vooruitgaan. Navorsing, die saak van albei kante bekyk, die gehalte van die werk wat die doen, al die soort van goed en so. Maar daar is ook allerlei ander funksies wat jy moet kan doen. Moet dit aan die universiteit gedoen word? Hoekom wil almal universiteit toe kom? Wat gaan dit vir hulle beteken? 100,000 mense gaan 'n graad kry en dan kan niks aan mee doen nie. Ek lees nou weer of ek hoor nou weer iemand sê, 'n internasionale ekonom, die fout met Suid-Afrika is nie dat die groeikoers nie hoog genoeg is nie. Jy kan hom opstoot na 7% toe. Dan gaan jy net nog meer 100,000 mense hê wat nie in diensbaar neem is nie, of in diensbaar neem wat ook al is nie. Jy kan niks met hulle maak nie. Jy weet, met ander woorde, die goed wat die mense geleer word, die goed wat hulle kry, wat hulle op universiteit voor toe kom, rus hulle nie toe om volwaardige burgers te word. Ek dink daar is 'n werklike behoefte aan opleiding vir volwaardige burgerskap oral in Afrika. Dis iets wat ons op die eilande probeer doen. As jy op 'n ander storie, ons gaan nie universiteit maak nie. Ons gaan nie solidariteit se pad loop nie. Dis 'n ander storie daar. Die ander ding is natuurlik dan as jy kom betaal of laat so 'n bietjie terug staan. Nasionale bate. Stellenbosch, soos enige ander universiteit, is 'n nasionale bate tot die mate waar dit voldoen aan die vereistes en aan die behoeftes van die area, van die mense wat dit van diens is, met ander woorde in sy omgewing. Dis wat nasionaal is. Nie die demografiese faktor nie. Dit beteken niks, dit gaan jou niks help, jy bring 80% mense van elders in, en wat gaan jy dan hê? Dan is dit 'n totale vervreemde ding wat jy so binne hierdie omgewing lewe. Dis mos nie wat jy voorsoek nie. Maar jy weet, dis iets wat 'n mens vir die deur van die mense aan bewind moet hê. Soos ek sê, Mackie Nzimandi, ek praat van Mac the Knife. Jy weet, dit is iets, ek hoop dis dinge waaroor hulle dink. Ek weet nie of hulle daaroor dink. Nee, ek dink nie die feit dat jy 5 mense gaan nie op die raad gaan enige verskil maak nie. Dis net nog 5 mense wat soos hy gaan dink en wat die ding nie kan insien nie. Die feit dat hierdie land kan nie 'n eenpartystaat wees nie. Hierdie land kan nie 'n ortodoksie wees. Hierdie land kan nie 'n totalitêre staat wees nie. Hy gaan nie werk nie. Ons is besig om af te rem as ons dinge gaan dit doen. Ons moet 'n einde bring aan hierdie totale verwarring tussen party en staat. Ons is nie 'n stalinistiese staat nie. Ons kan dit nie wees, ons kan nie bekostig met die wees nie. En dis buitendien is agter die tyd. Dis verby. Niemand loop met daai pad nie, behalwe Noord-Korea miskien. Jy weet, nou wat jy daarmee gaan doen? Dis mos belaglik om dit te doen. So met ander woorde, jy moet toelaat. Dit is 'n moeilike ding om te doen. Jy moet gaan luister. Jy moet die mense kans gee. Jy moet die veelvuldigheid van die land kan benut. Jy moet dit kan werklik waar die mense die kans gee om te ontwikkel tot die volle potensiaal van wat hulle in staat is om te doen.